So ons is besig met 'n reeks wat ons noem woestynlesse. En woestynlesse gaan 100% oor wat kan ons leer vandag deur daai eerste paar weke van Israel uit Egipte uit in die woestyn. En ons span, hy gaan nie 40 jaar lank aanwees hierdie woestynlesse nie, want hulle was 40 jaar in die woestyn, maar ons gaan hom vinniger deurdraf as hulle. Ons het laasweek gekyk, hulle staan voor Sinaï berg, wat moes alles gebeur het vir Israel om tot daar te kom. En toe hulle voor die berg staan, toe sien ons hoe God hulle ontmoet op die berg, onthou julle? God het hulle ontmoet daar. En daar het 'n verhouding begin. En Israel was nie meer die kinders van Abraham, Isak en Jakob, dit was nou God se kinders. En God was nie meer die God van Abraham, Isak en Jakob nie, maar hy het nou geword, ek is nou julle God. Ek is jou God, o Israel, sê die Here. Dis wonderlik, so ontmoeting het plaasgevind. Toe die week daarna, toe kyk ons, toe sien ons, daar het iets groots gebeur. Nou kom gee God vir hulle die wet. Want God sê, as ons in verhouding staan, hoe gaan hierdie verhouding lyk? Hoe gaan hy lyk? Hoe gaan ons hom uitleef? Hoe gaan hierdie verhouding lyk? En jy kan daarna gaan luister, ons staan nie meer onder die wet nie, maar onder die nuwe verbond en die nuwe wet. So ons is onder 'n wet, en dis die wet van Christus. En gaan kyk 'n bietjie, gaan luister in laasweek sin as jy wil hoor hoe daai ding uitgespeel. Vandag kom ons by iets wat baie groot is. God kom gee 'n opdrag. Na hy die wet vir hulle gegee het, kom gee vir hulle opdrag. Nou wil ek hê, julle moet vir my 'n huis bou. Was 'n tydelike huis. Is 'n tenthuis. Hy noem hom die tabernakel. En wat was die werk van die tabernakel? Hoekom wil God in 'n tent bly? Wat is die werk? Wat moes die tabernakel kom doen? En hoe kan ek en jy vandag hier wegstap om te sê, yes, ek verstaan. En ek weet hoe dit my lewe vandag raak. Telkens praat oor die Bybel en jy kan hier uitstap en sê, maar dit raak my lewe nie. Hoe raak die tabernakel vandag jou lewe? Ons begin by Eksodus 25 vers 8 tot 9. Kom ons lees saam. Die Israeliete moet vir my 'n heiligdom maak, waarin ek tussen hulle kan woon. Jy moet hierdie tabernakel en al sy toebehore maak, volgens die plan wat ek vir jou sal aanwys. Die eerste skrif, kom God en hy sê, Israel, bou vir my 'n plek. Waarom? Waarom soek God 'n plek? Is hy moeg vir die hemel? Hou hy nie van sy bure in die hemel nie? Is hy 'n besige straat? Laat hy nie die neighborhood nie? Nee. Jy hoor, want ek wil onder jou woon. Ek wil in jou neighborhood intrek. Ek wil na jou toe kom. Bou vir my 'n tabernakel, want ek wil nie ver van jou af wees nie. Ek wil nie ver van jou af wees, ek wil naby aan jou wees. Ons lees die volgende skrif, Eksodus 29, ons gaan hierdie storie vertel soos ons aangaan. Van geslag tot geslag moet daar vir my elke dag 'n brandoffer by die ingang van die tabernakel gebring word. Daar sal ek julle ontmoet en met julle praat. Ek wil julle moet mooi luister soos ek hierdie ding lees. Hoor hoeveel keer sê God wat gaan gebeur by die tabernakel. Hoor die woorde van verhouding, van praat, van bywees. Hoor gou wat's die werk van die tabernakel. Daar sal ek julle ontmoet en met julle praat. Daar sal ek die Israeliete ontmoet. En ek sal dit 'n heilige plek maak, omdat ek daar is. Ek sal die tabernakel en sy altaar en sy heilige plek maak. Ek sal Aaron en sy seuns heilig as my priesters. Ek sal tussen die Israeliete woon. Ek sal hulle God wees. Hulle sal erken dat ek die Here, hulle God is. Dit is ek wat hulle uit Egipte bevry het, om saam met hulle te woon. Ek is die Here, hulle God. Die Here sê, bou vir my 'n huis, want ek wil onder julle kom woon, ek wil met julle praat. Wat 'n taal is dit? Wat 'n taal is dit?
Bou vir my huis, ek wil onder julle woon, ek wil by julle wees. Liewe gemeente, daar is vandag 2 groot temas wat ons moet raak sien van die tabernakel, wat uit hierdie skrifgedeelte uitkom. 2 groot temas. Die eerste tema. Dit ruk ons beeld wat ons van God het. Dit skud 'n bietjie jou God image. Elkeen van ons wat hier sit, het 'n beeld hoe ons God sien. Iemand hierso sien God met die lang baard op 'n groot goue troon, groot wyse regter. Iemand anders te sit hier en sy idee van God is iemand wat daar baie ver weg is. En hy's ver weg, maar hy's baie belangrik en hy's baie besig met baie belangrike dinge. Maar hy's te ver weg van my af. En hy's besig met dinge wat baie belangriker is as wat my lewetjie is. Hierdie skrifgedeelte kom sê vir ons, wat was God se plan nog van die begin af? God sê, hoor hierdie woorde wat hy gebruik, is dit nie hierdie mooi goed, hierdie beautiful mooi woorde nie. God kom sê, ek wil onder julle woon, ek wil met julle daar praat, ek wil met Israel daar ontmoet, ek wil onder Israel kom bly. God wil in jou neighborhood intrek, God wil in die straat bly waarin jy bly. Hy wil hê jy moet verby sy huis loop en hy wil verby jou huis loop. God's moving into your neighborhood. En weet jy wat 'n ander manier om dit te sê? It's a place where heaven and earth collide. Die hemel het afgekom aarde toe, maar hy het in 'n tent ingetrek. Want hy het 'n verskriklike begeerte gehad om nie ver van jou af te wees nie, maar hy wil naby aan jou wees. Onthou, die is in die Ou Testament, dis nog nie waar ons vandag is nie. Dit wys net vir ons hierdie besondere behoefte, begeerte, verlange wat God gehad het om naby aan mense te bly. Die mense wie hy geskaap het na sy beeld. Jy moet een ding onthou. God was elke dag saam met Adam en Eva toe hulle in die tuin van Eden was. Elke dag. Sondeval moes so drasties vir God gewees het. Dit moes sy hart geskeur het, want dit was sondeval gewees wat gemaak het dat God nie meer by sy skepping, die mens, kan wees nie. Daar 'n afstand tussen God en die mens is. Dit was sonde gewees, wat die verhouding gebreek het. Maar God het gesê, weet jy wat, daai sonde gaan nie sterker wees as my genade nie. En ek begin stadig maar seker nader trek. En die eerste ding wat ons sien God doen, die eerste tree wat hy gee, ek trek in jou neighborhood in. Ek slaan tent op tussen julle tente. My tent gaan een kant moet wees, maar ek slaan hom op naby in julle. Ek wil hê julle moet weet ek is naby, ek is nie ver nie. Ek wil hê julle moet weet ek is nie te belangrik vir julle nie. Ek is hier. Dis die groot tema van die Bybel. Wil jy weet van die tuin, nee, van voor die tuin af, tot op die laaste bladsy van die Bybel, is dit een boodskap. En wil jy weet wat is daai boodskap? As jy dit weet van die Bybel, dan verstaan jy die boodskap van die Bybel. Dit is net een boodskap. 'n God wat begeer het om mens te skep, sodat hy met hom kan wees. En dit was Genesis. Genesis 1, Genesis 2. En toe kom die sondeval, en toe die res van die Bybel, is hierdie eenvoudige boodskap. 'n God wat nou alles doen om terug te trek, tot by ons. Om alles te doen om weer met ons te wees, soos wat hy in die tuin met ons was. Hy het 'n begeerte en 'n behoefte om naby aan jou te trek. Naby aan jou te trek. Dit is die groot boodskap van die Bybel. Nabyheid, en hy wil verhouding hê. Hy wil naby wees, en hy wil met jou praat. Hy wil met jou verhouding wees. Ek weet nie wat jou idee van God is nie, maar hier is my gebed vandag. My gebed is, dat ietsie kan skei van hierdie prentjie van 'n God wat ver en te besig is. Na God toe, wat verlang om naby aan jou te wees, en besig te wees met jou. Hy wil besig wees met jou dinge. Te lank het jy gesê, ek krap my eie pot, God is te belangrik, ek kan hom nie plan nie. Maar God wys vir ons keer op keer, ek wil naby aan jou wees. Maar nou is daar 'n tweede baie groot tema, het julle dit gehoor? Het julle gehoor daai skrif? Hy sê so maar, hy sê, ek gaan
hierdie tabernakel moet heilig maak, sodat ek in hom kan bly. Ek gaan die priesters wat in die tabernakel is, moet heilig maak. Hulle moet heilige priesters wees. So daai twee temas, die een is, God wil naby kom, hy wil by ons woon, maar die ander een is, om dit te laat gebeur, moet die tabernakel geheilig word. En alles in en om in die tabernakel, en almal wat in die tabernakel werk, moet heilig word. Waarom? Want God sê, ek is heilig. So as ek heilig is, God heilig is, dan kan hy nie in 'n onheilige plek wees nie. So jy het hierdie groot tema, alles in die tabernakel moet heilig gemaak word. Maar hoe doen hulle dit? Hoe vat hulle gewone goed, hout en wol en materiaal en tapuite en goud? Hoe maak hulle al daai goed heilig? Wat moes gebeur? En dis waar die skrif sê. Eksodus 30 vers 26 tot 28. Hy sê, gaan maak 'n heilige salfolie. Dis wat jy moet doen. Daar was werk gewees. Gaan maak 'n heilige salfolie. 'n Baie spesiale olie moet dit wees, sê die Here. Hy sê, dan vat jy daai heilige salfolie, en hoor wat sê hy, gebruik dit om die tabernakel en die ark en die verbondsark te salf. Salf daarmee ook die tafel en die toonbrode, die kandelare en sy toebehore, die wierookaltaar, die brandofferaltaar met al sy toebehore, en die waskom moet met sy voetstukke. Jy moet ook Aaron en sy seuns met die salfolie en hulle aan my wy om my priesters te wees. So wat moet gebeur? Hulle moet 'n salfolie maak, 'n baie duur salfolie maak. 'n Salfolie wat op 'n baie spesifieke manier moet gemaak word. Hy moet deur 'n baie spesiale salfmaker gemaak word. En dan is daai salfolie is heilig. En dan vat hulle daai salfolie, hoor wat sê hy. Sê ook vir die Israeliete, dit is Eksodus 30 vers 31. Sê ook vir die Israeliete, hierdie olie sal altyd vir my heilige olie wees. Dit mag nooit vir enige ander mens gebruik word nie. Jy mag nie met dit gesalf word nie, dit is heilig. Hierdie olie, hy sê, julle mag ook nie daarvan vir julle self gebruik nie. Dit is heilig en moet altyd as heilig beskou word. Enigeen wat met so 'n mengsel maak of daarvan aan enige iemand sit wat nie 'n priester is nie, sal uit die gemeenskap moet verwyder word. So 'n verskriklike heilige olie moet gevat word. En dan kom hulle. Die altare word gesalf met hierdie salfolie. Die kandelare word gesalf met hierdie salfolie. Die toontafel en die brode wat op dit is en alles wat daarin is. Die tange waarmee hulle die brode opgesit het. Die kandelare kon hulle uitdoof met sekere instrumente. Daai instrumente moes gesalf word. En wat beteken dit as iets gesalf is? Het jy daai woorde gehoor? Hy sê, dis hoe jy dit aan my toewy. So wat beteken om iets te salf? Om iets te salf beteken die volgende. Jy wy dit aan God toe. Dis nou heilig. Jy mag dit nie meer gebruik vir 'n gewone taak nie. Jy mag nie meer daai altaar gebruik om vleis te braai nie. Nee. Hy's geheilig vir 'n heilige dienswerk aan God. So die priesters, die leviete moes ook gesalf word, want hulle het die tent opgeslaan en afgeslaan. Iets onheiligs mag nie meer aan die tent vat nie, want dan raak die tent onheilig. Hulle moes alles heilig, so die mense wat met dit werk is heilig, die tent is heilig gemaak, en dit skep vir ons 'n baie groot probleem. Dit skep 'n baie groot probleem. Want hoe kan ek en jy nie teenwoordigheid van God wees as ons nie geheilig is nie? So wie mag in die allerheiligste van hierdie tabernakel ingegaan het? Net die hoëpriester 1 keer 'n jaar. Net 1 keer 'n jaar. Was 'n massiewe probleem dat alles moes heeltyd geheilig word. Die Israeliete en die leviete en die priesters moes hard werk om seker te maak dat alles volgens kode gebeur, dat alles volgens beplan gebeur en dat alles skoon en heilig is. Daar's 'n storie wat vertel word van die Samaritane. Latere jare het die Israeliete nou die tempel gebou, presies als moes geheilig gewees het, ook in die tempel. Toe kom die Samaritane, hulle het 'n groot bekleierery gehad met die Israeliete. En die Samaritane trek toe van hulle hoogtes af uit, hulle kom in die middel van die nag en hulle vat 'n klomp doodsbeendere en hulle gooi dit in die hele tempel binnekant om. Mense, was dit 'n gemors.
Daai mense kon vir maande nie na die tempel toe gaan nie, want alles in die tempel moes uitgedra word. Alles moet die mense, en dan die mense wat die bene moes uitgedra word, hulle mag nie weer teruggekom het nie. Waarom? Hulle het aan die dooie bene geraak. Hulle is nie meer heilig nie. Nou, hulle is nou klaar vir die dag. Dan moet daar nuwe mense inkom en die stof uitvee. As hulle uit is, dan is hulle weer onheilig. Dan moet mense kom en die kandelare uitdra, dan is hulle weer onheilig. Want al die goed hier binne is nou onheilig. Dit het in aanraking met dood gekom. En toe moes hulle maande vat om meticulously alles weer skoon te kry, reg te kry, heilig te kry, alles weer terug te kry, die priesters weer te salf, die leviete weer te salf, sodat hulle net weer by God kan wees. Wat 'n uitputtende proses. Wat 'n uitputtende. En dan as jy daar van die salfolie raak en jy mag nie, jy is sommer net 'n gewone mens soos ek en jy. Dis 'n baie mooi manier om te sê jy kry samentvoete. Bye bye. Verwyder hom, hy sal verwyder word. Dis baie mooi om te sê, dis tickets vir jou hoor. Dis tickets, jy's klaar. Hoekom skep dit vir ons 'n probleem? Ons skep 'n baie groot probleem. Want hoe sal ek en jy ooit kan heilig wees? Ons mag nie daai salf gebruik nie, ons mag nie daai salf maak nie. Hoe kan ons ooit weer in die huis van die Here kom? Hoe kan ons ooit weer met God in nabyheid en intimiteit leef? So, okay. Parkeer hom daar. Nou gebeur daar twee baie groot goeters. Die eerste ding is, God wil onder die mense kom bly, hulle noem dit sy tabernakel. God het toe daai plek klaar gesalf het, geheilig het die wolk oor die tabernakel gekom, en God gaan vind toe vesting binne in die tabernakel, en gaan bly daar binnekant in die allerheiligste. Toe gaan die duisende jare verby, en Jesus Christus word gebore. En wat noem hulle Jesus? Ons het dit vandag gesing. Johannes 1 vers 14. En die woord het mens geword en onder ons kom woon. Is dit nie wat God gedoen het nie? Dis presies wat God gedoen het. Maar hy wat? God trek nie nou meer in jou neighborhood in nie. Hy trek nie net in jou straat in nie, maar hy trek nou amper in jou erf in. Hy kom nog nader. God sê, ek is nie klaar met my werk nie, ek wil naby aan jou wees, soos wat dit in die tuin van Eden was, ek kom nader. En raai wat noem ons Jesus, wat naby gekom het? Ons noem hom Immanuel, wat beteken dit? God onder ons. God het van ver af gekom, en toe trek hy in die tabernakel in. En hy's vasgevang gewees. En toe trek Christus kom, en hy trek toe onder ons in, nog nader aan ons kan hom vat, ons kan hom sien, ons kan bietjie nader aan God kom. En dit stop nie daar nie. En toe God weggaan, toe lees ons die volgende. Dan sal Christus deur die geloof in julle harte woon, en julle sal in God se liefde gewortel en gegrondves wees. Wat? Toe Jesus sterf en vir ons die offer betaal, toe gaan hy terug hemel toe, en toe trek hy in jou erf in, en toe trek hy in die diepste resesse van jou hart in. So God het nou verskriklik naby gekom. God is nie meer in 'n tent daar ver een keer 'n jaar wat een van ons by hom kan uitkom nie. Hy is nie meer net in jou buurt nie, maar God het getrek tot hy onder ons is, in ons is en deel van ons wese raak, Heilige Gees. En deur die Gees van God woon God nou in ons. Maar hoe is dit moontlik? En moet ek bang wees want ek is nie geheilig nie? Daai salfolie is nie oor my gesmeer nie. Hoe werk dit vandag? En dis waar hierdie boodskap vir ons weer vandag lewe gee. So alles waarna by God kom, as jy naby aan God moet kom, moet dit geheilig word. Kyk wat dit gebeur. Hebreërs 10 vers 10 sê, omdat God dit so wou hê, dit was God se plan, is ons geheilig deur Jesus se liggaam wat eens en vir altyd vir ons geoffer is. Toe Christus se liggaam vir ons geoffer is, en ek en jy neem aan, Christus is vir my gesterf, ek neem hom aan as my saligmaker, gebeur iets. Daai Gees van God wat inkom, en dag as jy Jesus aanneem, kom vind hy vesting, en hy bly in jou hart. Die oomblik as God in jou inkom, dan kom Christus, en hy heilig jou. Het jy dit al gehoor? Christus kom heilig jou. Nou gee dit vir my full access to God. Dit gee vir my volle vrymoedigheid om tot in die allerheiligste te stap, daar waar God is. Ek kan my kamer deur toemaak, ek kan op my knieë sak, en ek kan my hande opsteek, en ek is met God. En raai waar is dit? God wil daar woon, God wil my daar ontmoet, en God wil daar met my praat.
nou kan jy full access hê. Jy kan vrymoedige toegang hê, tot by die troon, tot by hom. Hoe gaan hierdie mooi skrif? In Johannes 2 vers 27. En die salwing, wat is die salwing? Is iets gesalf word met daai heilige salfolie, né? As iets gesalf word met die heilige salfolie, is daar salwing. Ons praat van die salwing. En die salwing wat julle van hom ontvang het, bly in julle. En julle het nie nodig dat iemand julle leer nie, maar soos dieselfde salwing julle aangaande alles leer, so is dit ook waar en geen leuen nie. En soos die julle geleer het, so moet julle in hom bly. So nou gebeur iets groots. Toe ons Christus aanneem, toe kom heilig hy ons. Toe ons die Heilige Gees ontvang, toe is ons ook nou gesalfdes. Gesalfdes, dit beteken, ek en jy is soos die priesterlike orde wat gesalf was om naby die woning van God te kan kom, is ons nou gesalfdes, en raai wat, ons kom nie meer naby aan sy woning nie, hy woon nou in ons. Dit is Immanuel, God onder ons. God het in jou ingetrek. Wat bring die salwing? Die oomblik as jy geheilig is en jy is gesalf, te doen twee goed. Eerste, dit vertel vir jou heeltyd dat God is by jou. God is nie meer ver nie. Onthou, ons het begin met daai storie van ons dink, God is daar op 'n troon. Nee, God het gebots met hierdie aarde. En dit het gebeur in jou hart. Heaven and earth collided. God is nou by jou. Hy is nie meer ver nie, hy is nou naby. En 'n tweede groot gedagte is, dis waar jy hom nou kan hoor. Hy wil daar met jou ontmoet. Hy wil daar met jou praat. So, die tweede groot ding wat gebeur, hoekom iets gesalf is, hoor nou mooi. As iets gesalf is dit geallokeer vir goddelike werk. Dit is geallokeer vir goddelike werk. Dit is nie geallokeer vir net gewone, dit is geallokeer vir goddelike werk. So maak nie saak wie jy is nie. As Christus in jou hart is jy geheilig en jy is geallokeer vir goddelike werk. Maar dan is daar 'n tweede ding wat plaasvind. Jy word toegerus. Die salwing van God in jou lewe rus jou toe. Dit maak jou in staat om dinge te doen wat jy nie gedink het jy kan doen nie. Die salwing gee letterlik vir jou krag. Efesiërs 4 vers 11. Hy praat nou van predikers en evangeliste en profete. Hy sê nou, wat is hulle werk? Hy sê, hy het gegee om sommige apostels, ander profete, ander as evangeliste en ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir goeie dienswerk. Om wat te doen? Predikante, leiers, evangeliste, predikers, se werk is om wie toe te rus? Die heiliges. Wie is die heiliges? Maak so, sê ek. Sê ek. Jy is die heiliges. Julle is die heiliges. So wat het gebeur? God gee nou vir ons die krag en die mag om julle toe te rus. Deur die Gees van God. Dat is niks wat ons doen nie. Dis bonatuurlik, as hy wat jou toe rus. Maar hy rus jou toe vir heilige werk. Jy sê dan lank, ja, Jaco, jy's maar, weet die Here gebruik ander ouens, hy kan my nie gebruik nie. Ekskuus? Waarvoor het hy jou dan toegerus? Waarvoor het hy jou dan geheilig? Het gee vir jou krag. Jy's geallokeer vir hom. Jy's geallokeer vir hom. Ek sluit af met my laaste skrif en dis vir my so. Psalm 92 vers 11 sê Dawid. Hy sê, U maak my sterk soos 'n buffel. U salf my met vars olie. Die ou vertaling sê, ek is met vars olie gesalf, u rig my horing op soos die van 'n buffel. As een of ander iets wat gebeur, die dag en die oomblik as jy gesalf word, kry jy krag. Kry jy bonatuurlike krag. Kry jy krag in jou om moeilike tye te deurstaan. Ek gesels vanoggend met iemand oor hoe het hierdie gemeente al deur dinge gestaan. Hoe ver het ons al gekom en hoe hard en hoe aanhoudend moes ons bid en hoeveel geloof moes ons aan die dag lê om net te kom waar ons kom. Kan ons roem in daai krag? Nee, ons het daai krag want ons is geheilig eerstens en tweedens ons is toegerus met krag om aan te hou vas staan. Dit is hierdie krag wat maak dat jy staande bly wanneer ander mense geloof verloor.
Dis hierdie krag wat aanhou glo wanneer dinge skeefloop en jy het 'n innerlike oortuiging van ons gaan deur hierdie ding trek. En mense kom bietjie nader aan jou want hulle voel daai krag drup 'n bietjie op hulle af. Ons het vandag gesing. Ons het gesing Jesus groot bo almal. En ons het eintlik gekom en sê Immanuel, God met ons. Weet jy wat dit gevat van God om naby aan jou te kom? En die tweede ding wat ons gesing het, is a word of God speak. Die Heilige God het vir Israel gesê, ek wil jou daar ontmoet en ek wil daar met jou praat. Ek wil jy moet vandag hoor. God sê het ook vir jou. Hy wil jou ontmoet en hy wil met jou praat. Moenie dink dis net vir predikante nie. Moenie dink dit is net vir geleerdes in teologie nie. Moenie dink dis net vir mense wat in kloosters en hulle self afsonder in sulke heilige plekke nie. Nee. Besef nou dat jou hart is ook nou 'n heilige plek. God wil jou daar ontmoet. En hy wil daar met jou praat. En dis wat ons noem verhouding. Kom ons buig ons hoofde. Jesus, wat u gedoen het is onbeskryflik groot. Here, u het gekom van ver weg af tot in ons omgewing, tot in ons buurt in. Toe trek u in ons straat in en deur baie moeite, Here, het u naby aan ons kom woon. En toe die grootste offer betaal is deur u seun Jesus Christus, toe kom u nog nader en u kom woon in ons harte. Ons vat dit vandag nie van selfsprekend nie. Ons besef dat dit 'n verskriklike groot wonderwerk is wat ons het. Help ons om nou op te daag by daai heilige plekkie in ons hart. Te kan luister, te kan praat en te kan ontmoet. Want u het ons geheilig. Amen. Liewe gemeente, mag jy God ontmoet in daai heilige plek wat jou hart genoem is hierdie week wat voor is. Ek seën jou met daardie woorde. Almal wat online gekyk het, dankie dat julle ingeskakel het. Mag jy ook hierdie week hom ontmoet. Dankie. Kry vir jou 'n lekker koppie koffie. Liewe gemeente, ek wil net vra Rudy en Renier, kan julle kyk daar agter se 2 rye net gryp dit almal om julle en skuif die stoele weg. Daar's lekker spasie is. Dankie. Daar's 'n koffiestasie aan daai kant en aan daai kant. Geniet julle self. Baie dankie.